sluit net die oë en dan bid ons saam. Hemelse Vader, ons buig voor U. U wat die lig is. U wat in ontoeganklike lig woon. U wat heilig is. U heiligheid onderskei U van alle skepsels. U is gans anders as wat ons is. Ook as die engele, as alles wat U geskep het. Ons aanbid U. Ons buig voor U neer. In die heiligheid, in U almag, in U grootheid. Maar ons het vrymoedigheid om na U te kom in hierdie oggend, Here, omdat U in die groot genade ook na ons neergebuig het. En dat U deur U Seun Jesus Christus na ons gekom het. Dankie dat U Uself aan ons openbaar deur die geheimenisse van die woord. Ons wil net laag voor U kom buig en bid dat U vir ons dankbare harte sal gee, en ons wil bid dat U in hierdie oggend ook vir ons hongerharte sal gee, en dat U vir ons ore sal gee om te hoor, Here. Ons is van U afhanklik, want deur U leef ons, en beweeg ons, en bestaan ons. Praat met ons deur U woord in hierdie oggend, Here, en verheerlik Uself. Ons bid dit om U naam se ontwil. Amen. Ek lees vir U weer die teks van Romeine 12 vers 2. Dis in die 83 vertaling, maar ek gaan ook die 2020 vertaling opsit. Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe, dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Julle moenie aan hierdie wêreld gelykvormig wees nie, maar verander word deur die vernuwing van julle denke, sodat julle goed kan onderskei wat die goeie en aanneemlike en volmaakte wil van God is. Tema is ken en onderskei die goeie en aanneemlike en volmaakte wil van God. Geliefdes, in ons tema vind ons die hartsbegeerte van ware kinders van die Here. Dis die hartsbegeerte van ware kinders van die Here, om die goeie en die aanneemlike en die volmaakte wil van God te ken, te onderskei. En wat dit nog meer aanloklik en begeerlik en belangrik maak vir die kind van God, is Paulus wat dit beskryf as die goeie en aanneemlike en volmaakte wil van God. Dis goed, is aanneemlik, is volmaak. Dink daaroor, daar is niks beter as dit nie. Waarmee jy ook kan besig hou nie. Al die skatte van die wêreld, enige droom of begeerte wat in jou hart kan ontstaan of bestaan, kan nie daarmee vergelyk word nie. Niks in hierdie lewe behoort jou as Christen meer opgewonde te maak as die doen van God se wil nie. Daarom het Jesus sy disippels baie duidelik geleer. Elkeen wat die wil van God doen, is my broer en my suster en my moeder. Die daaglikse doen van God se wil onderskei jou as een van die intieme binnekring van God se familie. En dis ewig. Dis veel meer werd as alle aardse skatte of drome of ideale of gawes van die Here wat hy vir jou kan gee. Johannes het reg, die wêreld en sy begeertes gaan verby, maar wie die wil van God doen, bly tot in ewigheid. Wie die wil van God doen, bly tot in ewigheid. Die 83 vertaling beklemtoon iets baie belangrik oor die wil van God, deur die wyse waarop die wil van God omskryf word. Hy sê die wil van God is wat vir God goed en aanneemlik en volmaak is. Dit is in God se oë goed as jy dit doen. Soos toe God voor die sondeval na die skepping gekyk het. En nadat hy geskep het, lees ons, God het gesien, dit is goed. In sy oë is dit goed. Wanneer jy as kind van God die wil van God onderskei, en in jou swakheid dit doen met jou hele hart, dan kyk die Vader uit die hemel en dan sê hy, dit is goed, dit is aanneemlik,
is volmaak in my oë, al gehoorsaam jy my in jou onvolmaaktheid en gebrokenheid. Kyk God en jy sê, dis goed. Dis aanneemlik, dis volmaak. Die vraag is egter, hoe belangrik is dit vir jou en vir my om die wil van God te doen? Hoe belangrik is dit vir ons om God se wil te doen? Nie daaroor te praat nie, dit te doen. Neem dit jou hart in beslag om dit te bedink, dit te doen wat vir God aanneemlik en volmaak is. Jesus het baie keer daaroor gepraat. Gelukkig is hulle wat die woord hoor en het gehoorsaam te doen. Begeer jy iets anders as dit vir jou lewe? Wat begeer jy vir jou lewe? God se wil of iets anders? Die wêreld en die owerste van hierdie wêreld begeer, wat begeer die wêreld en die owerste van hierdie wêreld? Dat jy jou lewe inrig volgens dit wat goed, aanneemlik en begeerlik is vir jou sondige hart, vir jou begeertes, wat jy so maklik volg. Vlug weg, dit sal jou vernietig. Hoor Paulus se waarskuwing aan die jong Timoteus, vlug weg van die begeertes van die jeug en streef saam met diegene wat die Here met 'n rein hart aanroep na regverdigheid, geloof, liefde en vrede. Vlug, soos daardie kindertjies gehardloop het vir daardie slang. Vlug weg van jou eie begeertes, jonk of oud, rig jou lewe in volgens die wil van God, wat vir die Here goed, aanneemlik en volmaak is. Die psalmdigter het ietsie van verstaan, hoor hoe aangrypend bid hy in Psalm 119. Aangrypende teks, laat my hart na u bepalings neig en nie na winsbejag nie. Wend my oë daarvan af om na nuttelose dinge te staar. Dis 'n baie goeie beskrywing. Hulle praat nou nie hier van selfone nie, maar as jy net rondom jou kyk, sal jy dit sien hoe mense na nuttelose dinge staar. Hou my lewend op u paaie. Waarna neig jou hart? Wat maak jou opgewonde? Waarmee hou jy jou besig? Waarna staar jou hart? Is dit nuttelose dinge of is dit die wil van God? Een van die twee. Word jy in beslag geneem deur die doen van God se wil of sê jy dit maar net? Jy kan dit sê aan die een kant, maar eintlik word jou lewe deur alles in beslag geneem behalwe om die wil van God te doen. As dit werklik jou begeerte is om die goeie en die volmaakte wil van God te doen, sal dit jou gedagtes vul. Jou hart se begeertes sal bepaal en aangedryf word deur jou gebede wat by God pleit dat sy wil sal geskied. Dis hoe Jesus ons geleer het. Hoor hoe aangrypend bid Dawid in Psalm 143 tot God, omdat sy verlange en begeerte om God se wil te doen, sy hele wese in beslag geneem het. Dawid bid en sê, Here, hoor my gebed. Luister na my smeekgebed. Antwoord my in u trou. Ek strek my hande uit na u. My diepste wese smag na u soos dor grond. U moet my gou antwoord. Here, my gees is gedaan, moet tog nie u gesig vir my verberg nie. En waarvoor bid hy? Wys my die pad wat ek moet loop, want na u is my verlange. Leer my om te doen wat vir u aanvaarbaar is, want u is my God. U goeie gees moet my lei op gelyk grond. Dat dit ons in beslag sal neem. Wanneer die gees van die Here op jou beslag lê, sal jy nie net wakker lê en bid dat jy self en jou vrou of jou man en jou kinders die wil van God doen nie, maar jy sal ook wakker lê wanneer medegelowiges nie die wil van God doen nie. Want het gaan vir jou oor God. Luister na die psalmdigter in Psalm 119, hy sê, my trane vloei sonder ophou, omdat mense u wet nie onderhou nie, omdat mense u wil nie doen nie. Jy sal bid soos Jesus sy disippels geleer het, en jy sal dit bid vir jouself, jou familie, jou gemeente, die kerk, Hebreë en vir alle mense. Laat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Hoekom is dit so belangrik? Want het gaan oor hom. Het gaan nie oor jou nie. Die skrywers van die Nuwe Testament was voortdurend daaroor besorg, dat die eerste Christene die wil van God sal doen. Daarom is die Nuwe Testament vol aanmoedigings en vermaanings aan gelowiges om seker te maak dat hulle die wil van God doen.
Enkele voorbeelde, Paulus skryf aan die gemeente in Efese. Nou, as jy die Efesiërsbrief gaan lees in hoofstuk 1 tot 3, dis die diepste teologie oor God se uitverkiesende genade. En dan kom Paulus, dan gaan hy aan. In hoofstuk 5, dan sê hy, vra julle voortdurend af of iets vir die Here aanneemlik is. Wees baie versigtig hoe julle lewe. Maak die beste gebruik van elke geleentheid, want ons lewe in 'n goddelose tyd. Probeer te weet te kom wat die Here wil dat julle moet doen. Maak seker dat julle die wil van God doen. Julle wat God gered het. Aan die gemeente van Kolosse skryf Paulus oor Epafras se gebed vir hulle. Dan sê Paulus vir hulle, Epafras bid altyd ernstig vir julle, dat julle staande mag bly, geestelik volwasse en in alles volkome gehoorsaam aan die wil van God. Wat hy vir hulle bid? Waarvoor bid ons vir medegelowiges? Dat die Here hulle sal versorg, dat die Here hulle sal genees, dat die Here sal voorsien in hulle behoeftes, dat die Here hulle sal bystaan. Jy kan dit bid, dis reg. Maar Epafras bid dat hulle in alles volkome gehoorsaam sal wees aan die wil van God. Is dit wat jy bid vir jou kinders? Dat hulle in alles volkome gehoorsaam sal wees aan die wil van God? Paulus bemoedig Petrus bemoedig gelowiges wat ly. Nou hoor hoe bemoedig hy hulle. Hy sê, julle moet julle met die gedagte wapen, dat wie liggaamlik gely het, met die sonde afgereken het. As mense baie ly, fisies ly, deur siekte of deur vervolging, dan skuif jou sondige begeertes op die agtergrond. Vir die res van sy aardse bestaan word sy lewe nie meer beheers deur die menslike begeertes nie, maar deur menslike begeertes nie, maar deur die wil van God. Ongelooflik. Dis wat ons wil hê. Dat jou lewe nie beheers word deur jou menslike begeertes nie, maar deur die wil van God. Petrus bid nie dat God die leiding sal wegneem nie, nee, want leiding louter hulle om God se wil te doen. Is dit hoe ons medegelowiges bemoedig wat ly? Of wil ons tog vir die Here vra om dit net so gou as moontlik weg te vat? Want ons dink net aan dit hier en nou. As ek op my lewe terugkyk, dan is my enigste verwyt waar die doen van God se wil nie my hoogste prioriteit was nie. En daar's baie sulke plekke, sulke donker kolle in my lewe, en ek nie God se wil gedoen het nie. Daarom, geliefdes, roep ek julle op om die wil van God te onderskei, dit wat goed, aanneemlik en volmaak is, en hy sal doen. Want dit het ewigheidswaarde. Soos Paulus in die Filippense skryf, hy sê, ook bid ek dat julle liefde al hoe meer sal toeneem in begrip en fyn aanvoeling, sodat julle die dinge sal kan onderskei waarop dit werklik aankom. Dit is baie goed waarmee ons besig hou. Paulus sê, onderskei die dinge waarop dit werklik aankom en doen dit. Dan sal julle op die dag wanneer Christus kom onberispelik en sonder blaam wees. Wanneer die Here Jesus weer kom, dan sal dit duidelik word hoe belangrik dit was dat jy die wil van God gedoen het. Praat nie van redding nie. Jy word uit genade gered. Praat van dit wat jy vir die Here doen en dat dit ewige konsekwensies het, dat jy sy wil doen. Van julle kan nou dalk wonder, maar hoe doen ek dit? Jy sit 'n klomp goed nou hier voor ons, hoe doen ek dit? Hoe gaan ek dit regkry om God se wil te onderskei? Is dit nie juist baie Christene se grootste vraag nie? Hoe onderskei ek die wil van God vir my lewe? Nou vanoggend is reeds die 4de keer dat ek oor Romeine 12, 1-2 preek. En Paulus se oproep in hierdie 2 verse is van kritiese belang vir gelowiges om te weet hoe om God se wil te ken en te onderskei. En daarom wil ek 'n paar belangrike punte saamvat wat ons help met die vraag, hoe onderskei ek die wil van God vir my lewe? Wat moet ek doen om God se wil vir my lewe te onderskei? Ons het reeds in die vorige boodskappe ook daarbey aangeraak. Ek vat net die belangrikste punte saam. Daarvoor moet ons net na vers 1 weer kyk. Grond van die barmhartigheid van God roep ek julle dus nou op om julle liggame beskikbaar te stel as 'n offer wat lewend en heilig is. Gee julle self aan God as lewende en heilige offers, sê die 83 vertaling. Dit is julle sinvolle godsdiens. En dis belangrik, hierdie fundament. Jy is uit genade gered deur geloof. En omdat jy uit genade gered is daar net een manier om die Vader te aanbid
en te dien. Op grond van sy genade, uit dankbaarheid moet jy jouself gee as 'n lewende en 'n heilige offer. En dit beteken, jy is afgesonder vir God. Jy het nie meer seggenskap oor jou eie lewe nie. Niks. God se heilige wil het die enigste seggenskap. Jy's 'n offer. So jy mag en wil niks terughou nie. Alles is op die altaar. Jy verloon met vreugde jou eie wil en regte om met dankbaarheid sy wil te doen, omdat jy uit genade gered is. Jy's duur gekoop deur die bloed van Jesus. Jy behoort nie meer aan jouself nie. Jy wil nie meer jou liggaam toelaat om sonde te doen nie. Jy vlug weg daarvan. Jy het net een begeerte, dis om Jesus se wil te doen, want jy behoort nou aan hom. Maar hierdie is nie 'n maklike pad nie. Want jou eie hart en jou sondige begeertes wil nie God se wil doen nie. Soos jy vanoggend hier sit, jou natuurlike begeertes wil nie God se wil doen nie. En daarom moet jy dankbaarheid jouself verloon. Daarom moet jy as 'n offer God smeek om jou heilig te maak. En dis nie lekker nie, want die Here gebruik partykeer 'n skerp mes. Dis die begin van 'n lewenslange pad van heiligmaking saam met God. En op hierdie pad sal jy leer om God se wil te onderskei, om hom lief te kry en om dit met jou hele hart te doen. Wat moet op hierdie pad van heiligmaking gebeur? Dat jy God se wil sal leer ken, sal lief kry en sal doen. Paulus gaan verder in vers 2, dan sê hy, by hierdie opdrag, julle moenie aan hierdie wêreld gelykvormig wees nie. Dit wil sê jou lewe en jou denke moet nie ingegiet wees in die skema en die patroon van hierdie wêreld nie. Want die skema en die patroon van hierdie wêreld word bepaal deur die duiwel en sy leuns en misleiding, beginsels waarop sy koninkryk gebou is. En die Here het jou juis uitgehaal toe hy jou gered het uit die koninkryk van die duisternis en jou oorgebring na die koninkryk van die lig. So jou lewe en jou denke en jou beginsels en jou waardes en jou doelwitte moet nou bepaal word deur die Here Jesus se ryk van lig. Jy moet nie wêreldgelykvormig wees nie, maar jy moet Christus gelykvormig word. So dit beteken die skema, die patroon en die vorm van jou lewe moet deur Christus bepaal word. Die gestalte van Christus, die denke van Christus, die wysheid van Christus moet in jou lewe gestalte aanneem. En dit bring ons by Paulus se verdere opdrag, laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Christus, gelykvormigheid is net moontlik wanneer ons God toelaat om ons denke te vernuwe. Want wanneer iemand by die Here Jesus uitkom, is sy denke de mekaar en verduister. Dit moet nuut word. Buite Christus, as ongelowige, is iemand se verstand en denke onherstelbaar aangetast deur die sonde. Al is hy hoe slim. En as jou denke nie nuut gemaak word nie, kan jy God se wil nie ken nie. Al ken jy die 10 gebooie uit jou kop uit. Die Griekse woord, jou denke moet verander word, en die Griekse woord vir verander is metamorfose. Dit dui op 'n totale transformasie, soos 'n wurm 'n skoenlapper word. En dis 'n voortdurende proses. Totdat, dis woorde wat Paulus gebruik, totdat die sinlose denke, die verwerplike denkwyse, die niksbeduidende gedagtes, die verduisterde denke, dis die woorde hoe Paulus mense beskryf wat die Here nie ken nie, van 'n verlore sondaar, verander word tot 'n kind van God wat kom tot die volle rykdom. En dis Kolossense 2 wat ek aanhaal. Tot die volle rykdom van die allesomvattende insig, tot die kennis van die misterie van God, naamlik Christus, in wie al die skatte van wysheid en kennis verborge is. Sien jy die absolute kontras? Dis hoe jy vernuwe moet word. En op die pad van heiligmaking sal God bo alles sy woord gebruik om jou denke nuut te maak. Jy gaan sit daar op 'n klip en bid en jy lees nie die woord nie. Niks gaan nuut word nie. God sal sy woord gebruik om jou denke nuut te maak, te herskep, te vul met nuwe inhoud, nuwe waarheid, wysheid, waardes, beginsels, en bo alles om jou te rig op Christus, om jou gelykvormig aan hom te maak. Daarom Paulus se opdrag aan die Kolossense, laat die woord van Christus in sy volle rykdom in julle woon. En daarom moet jy die woord van God verslind, lees, al verstaan jy nie alles nie. Jy gaan nie alles verstaan nie. Lees, oordink, bepeins, bidend lees, sodat God jou denke nuut maak, en vul met die woord van God, totdat die woord van Christus in sy volle rykdom in jou woon. Dis die transformasie van denke, die woord van God, wat Paulus in oog het.
En Christus gelykvormigheid bring jou denke in lyn met die denkwyse van Christus. Dis hoekom Paulus aan die Korintiërs sê, wat ons betref, ons het die denkwyse van Christus. Dit gebeur eers alleen nadat jou denke nuut gemaak is. En die denkwyse van Christus by God se kinders is absoluut noodsaaklik om God se wil te onderskei. Want jou denkwyse is om weg te gaan van God se wil af. Die denkwyse van Christus is om die wil van God te doen. En dis wat die denkwyse van Christus gekenmerk het. Luister na Jesus self, hy het gesê, ek het uit die hemel neergedaal, nie om my wil uit te voer nie, maar die wil van hom wat my gestuur het. En hier het ons die sleutel om God se wil te onderskei. Soos wat jou denke vernuwe, en jy verander word om aan Christus gelyk te word, en sy denkwyse jou denkwyse vervang, wat sal gebeur? Die Vader se wil sal jou hoogste prioriteit word, soos wat dit by Jesus was. En dit bring ons dan nou terug by ons teks. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Ek vat saam tot dusver. Die eerste is, ons het gekyk na hoe belangrik dit is om die wil van God te doen. Ten tweede het ons gekyk na wat ons as gelowiges moet doen om die wil van God te onderskei. Dit was die samevatting gewees. Ten derde is ons nou by eintlik die belangrikste vraag. Doen ek en jy die goeie en aanneemlike en volmaakte wil van God? Doen ons dit? Doen ons dit? Hoor die Hebreërskrywer se bede aan die einde van sy brief. Mag die God julle toerus met alles wat goed is, sodat julle sy wil kan doen. Mag God julle toerus, sodat julle sy wil kan doen. Mag hy deur Jesus Christus in ons tot stand bring, wat vir hom aanneemlik is. En wat is vir hom aanneemlik? Dat julle sy wil doen. Die doen van God se wil gaan nie oor my en jou nie, maar dit gaan oor God. Hoekom? Want dit is sy eer wat op die spel is. Dit wat vir hom aanneemlik is, dat sy naam geheilig sal word. As mense God nie se wil, as mense die Here nie ken nie en nie sy wil doen nie, hoekom moet dit my laat wakker lê? Want die Here word nie geëer nie. Dit gaan nie daar by hulle oor hom nie. Wanneer Paulus aan die slawe in Efese wat Christene is skryf, is Paulus, nou dis 'n moeilike teks die, maar as kyk om uit die hoek kyk. Wanneer Paulus aan die slawe in Efese wat Christene skryf, is Paulus nie ten eerste daaroor besorg dat hulle verlos moet word van die onreg wat hulle verduur nie. Paulus was nie vir slawerny nie. Maar hoe wat skryf hy? Hy skryf vir hierdie slawe, moenie net werk om deur julle eienaars raak gesien te word en so in mense se guns te kom nie. Werk soos slawe van Christus wat van harte die wil van God doen. Hy sê vir hulle, gehoorsaam julle eienaars. Dit is onregverdig, maar gehoorsaam hulle en doen die wil van God. Hoekom? Want as julle die wil van God doen, dan ontvang God die eer. Dit gaan nie oor julle en hoe sleg dit met julle gaan nie. Dit gaan daaroor, doen julle God se wil. Geliefdes, is jy 'n slaaf van Christus wat van harte die wil van God doen, ongeag die omstandighede waarin jy verkeer? Of is my omstandighede, jou omstandighede baie keer net 'n verskoning om nie God se wil te doen nie? Kom ons kyk na enkele toetse uit God se woord. So 'n klein eksamentjie wat ons nou gaan doen. Oor die doen van God se wil. En of ons God se wil doen of nie. Ons kan onsself spieël in die woord van die Here. Die eerste toetsie, ek het 'n toetsie vir kinders, vir mans, vir vrouens en vir almal van ons. Die eerste toets is op elkeen van ons van toepassing. Eenvoudige opdrag. Wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is God se wil vir julle in Christus Jesus. In alle omstandighede dankbaar, dit is God se wil vir julle. Jy het al baie ver gevorder op die pad van heiligmaking deur die krag van die Gees, wanneer dankbaarheid ongeag jou omstandighede jou lewe stempel. Maak nie saak watser ellende jou lewe tref nie. Jy sal die lewe vir jouself en vir almal rondom jou oneindig makliker maak as jou lewe voortdurend deur dankbaarheid gekenmerk word. Dis die wil van God. As jy ondankbaar is oor enige omstandighede in jou lewe, dan is jy buite God se wil. Moeilike ene. Nou 'n toets vir die kinders. Hierdie is 'n toets primêr om kinders se geestelikheid te meet.
As jy hierin slaag, het jy ver gevorder op die pad van heiligmaking, veel verder as die meeste ander kinders. Kinders, wees in die Here aan julle ouers gehoorsaam, want dit is hoe dit hoort. Eer jou vader en jou moeder, is die eerste gebod met 'n belofte, sodat dit met jou goed mag gaan. Voor enigiets anders is gehoorsaamheid aan jou ouers en om hulle te eer in die Here se oë die belangrikste toets vir jou verhouding met God. Jy kan Bybel lees tot jy blou word en jy kan vir my vertel hoe baie jy bid. As jy aan jou ouers ongehoorsaam is, dan lê jy op die onderste vlak as jy geëvalueer word in terme van jou verhouding met God. Dis die eerste ding wat in jou lewe gaan regkom. Doodgewoon die wil van die Here. Nou 'n toets aan die getroude mans. Manne, kom almal uit Efesiërs uit. Julle moet julle eie vrou lief hê soos Christus ook die gemeente lief gehad het. Dis waarskynlik die moeilikste opdrag wat daar in die hele Bybel is. Om jou vrou lief te hê soos wat Christus die gemeente lief gehad het. Hy het sy lewe vir die gemeente gegee. Want dit impliseer ook duidelike geestelike leiding om God te dien. God se seën sal op jou huwelik en jou gesin neerreën as jy dit gehoorsaam. Doen jy dit? Dis God se wil. Jy moet dit doen. Nou 'n toets aan die getroude vrouens. Vroue, wees aan julle eie mans onderdanig soos aan die Here. Hierdie is 'n klippie onder die tande. Wat as jy op hom byt, dan kraak dit so, dis 'n moeilike een die. En dan gaan sit die klippie nog in jou keel ook vas. Maak tyd om uit te vind wat dit beteken en gehoorsaam dit en God sal jou kragtig gebruik om jou kinders en jou man nader aan God te bring en 'n Godvreesende huis te skep. Dis wat die Here sê. Dis sy wil. Jy kan dit so draai of so draai of so draai, maar ons gaan nie by dit verbykom nie. Nou 'n toets aan jong mense wat ongetroud is. Daar's baie toetse, maar ek het sommer net so 'n paar uitgehaal. Want dit is God se wil dat jy heilig moet leef. Want God is heilig. Dat julle sal weerhou van onsedelikheid. Die Grieks vir onsedelikheid is porneia. Dis wat die woord pornografie vandaan afkom. En porneia is ook met in van die ander vertaling met hoerery vertaal. Porneia is enige seks buite die huwelik. Enige seks buite die huwelik. Hierdie geld vir alle mense. Seksuele onreinheid bou 'n skeidsmuur tussen jou en God. En of jy nou goed voel daaroor, dis vir my verstommend, hoe jong mense in sonde lewe, en dan voel hulle goed daaroor. Dit voel net lekker en goed en reg. Dit sal lekker en goed en reg voel. Maar dit bring 'n skeidsmuur tussen jou en God. Maak nie saak hoe jy voel, of jy nog jou Bybel lees, watter geestelike musiek jy luister, dit gaan niks verander aan jou sondige situasie voor God nie, jy moet jou bekeer. En ons kan nie hierdie kant of daai kant om dit nie. Jy's doodgewoon, doen jy nie God se wil nie, en jy stap onder sy seën uit. En jong mense moet weer daaroor praat, wat nie daarvan hou nie, weet jy wat doen hulle? Hulle gaan doodgewoon na 'n dominee toe, wat dit goedkeur. Ek het net enkele sake genoem, waarin ons sukkel om aan die Here gehoorsaam te wees. En nog glad nie gekom by Jesus se opdragte oor die groot gebod, om God met hart en siel lief te hê. En die groot opdrag, om die evangelie aan alle nasies uit te dra nie. Jy kry die groot gebod en die groot opdrag. Ons het nie eens daarby uitgekom nie. Maar belangrik, al hierdie opdragte is nie nuwe wette, wat soos 'n onoorkombare muur voor jou staan nie. Dis gewoon die godsvrug in gelowiges se lewens. Dis die vrug, boom met vrugte. Wat gestalte in hulle lewens kry deur radikale, dankbare gehoorsaamheid aan die wil van God. Dit gaan jou nie red nie, want dit is nog altyd onvolmaak. Dis Jesus wat jou red. Maar as hy jou gered het, gaan radikale, dankbare gehoorsaamheid aan die wil van God deel wees van jou lewe. Ons moet dit goed verstaan. Sondaars wat uit genade gered is, wie se denke nuut gemaak is, deur die woord, wat deur die Gees verander is om aan Christus gelyk te word, sal een begeerte hê. Hulle sal smag daarna om die goeie en die aanneemlike en volmaakte wil van God te onderskei en te doen. Soos Dawid in Psalm 40 sal hulle sê, om u wil te doen, my God, is my een begeerte. Nou in Matteus 6 gee Jesus vir ons
vir sy disippels 'n kernsamevatting van wat die goeie en aanneemlike en volmaakte wil van God is. Hy sê vir hulle, julle dis nie bekommer en vra wat moet ons eet, of wat moet ons drink, of wat moet ons aantrek nie, dis ons natuurlike begeertes. Nee, beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God, dan sal hy julle ook al hierdie dinge gee. So my fokus moet nie daar wees nie, my fokus moet wees op die koninkryk van God en die wil van God, en die Here sal die res voorsien. En wanneer gelowiges deur die eeue God vertrou het, om ten koste van hulle self God se koninkryk en wil eers te stel, om so die goeie en aanneemlike wil van God te doen, het God hulle nooit in die duister gelaat nie. Wanneer mense die koninkryk van God en die wil van God eers te stel, dan laat God hulle nie in die duister nie, wanneer hulle begeer om sy wil te doen nie. Dan wys hy vir hulle. Hoekom nie? Geesvervulde gelowiges wat die Here se eer, die heiligheid van sy naam en die koninkryk eers stel, sy eie begeerte, sy eie eer en sy eie belange raak al hoe minder belangrik. Jy raak doof daarvoor. Eintlik is dit maklik vir hulle om dan God se wil te onderskei en sy stem te hoor in groot en klein sake, want die fluisterstem van hulle eie begeertes raak al hoe dowwer. En is nie meer daar om hulle op 'n dwaalspoor te bring nie. Kom ek illustreer dit prakties vir u. Ek het al voorheen van hom vertel, George Miller van Bristol, man van God en prediker, het so met God gewandel, dat hy oor die jare in sy lewe is 'n voorbeeld, hy's maar een getuie, en hy was nie volmaak nie, soek 'n sondaar, 'n geredde sondaar, maar hy het so met die Here gewandel, dat hy oor jare doodgeraak het vir die fluisterstem van sy eie begeertes, en so geleer het om God se wil te onderskei, en daarom kon hy getuig van ongelooflike gebedsverhoring. Kom ons leer vanoggend by hom. 'n merkwaardige getuienis oor George Miller se wandel met God kom van 'n kaptein van 'n stoomskip wat op pad was na Kanada. George Miller was 'n passasier op die stoomskip. En dan vertel die kaptein wat hy beleef het. Aangrypend. Die kaptein getuig, ek sit vir in Engels soos wat die kaptein het vertel, something happened which revolutionized the whole of my Christian life. We had George Miller of Bristol on board. I had been on the bridge 24 hours and never left it. George Miller came to me and said, Captain, I have come to tell you that I must be in Quebec, it's in Canada, Saturday afternoon. It's impossible, I said. Very well, if your ship cannot take me, God will find some other way. En dan gaan George Miller voor en sê, I have never broken an engagement for 57 years. Let us go down into the chart room and pray. So hy sê vir die kaptein, kom ons gaan bid. I looked at that man of God and thought to myself, what lunatic asylum can that man have come from? Dit klink asof hy ergens uit 'n malhuis ontsnap het, sê die kaptein. I never heard of such a thing as this. Mr. Mueller, sê die kaptein vir hom. I said, do you know how dense this fog is? No, he replied. My eye is not on the density of the fog, but on the living God who controls every circumstance of my life. Nou gaan hulle af en dan bid hulle. Dan vertel die kaptein, he knelt down and prayed one of the most simple prayers, and when he had finished, I was going to pray, but he put his hand on my shoulder and told me not to pray. First, sê hy vir die kaptein, you do not believe he will answer, and second, I believe he has. And there's no need whatever for you to pray about it. I looked at him and he said, Captain, I have known my Lord for 57 years and there has never been a single day that I have failed to get audience with the king. Get up, Captain, and open the door and you will find the fog gone. I got up and the fog was gone, indeed gone. On Saturday afternoon, George Miller was in Quebec for his engagement. Aangrypende getuienis van gebedsverhoring. Nou wil ek afsluit met praktiese raad van George Miller oor hoe hy die wil van God in sy lewe onderskei het. En niks daarvan was drome of visioene wat hy ontvang het nie. In praktiese besluite wat hy geneem het. Nou net as agtergrond, George Miller het bekendheid verwerf vir die 5 kinderhuise in Bristol wat hy opgerig het deur gebed en geloof. Hy was nie ryk of 'n sakeman nie. Hy kon nie geld genereer nie. Oor tydperk van 40 jaar het hy ongeveer 10,000 kinders kos gegee en versorg.
in die woord van die Here opgevoed. Nou in sy autobiografie, jy kan dit gaan lees, vertel hy hoe hy die Here daaglik moes vertrou vir die uitgawes van die kinderhuise en hoe hy die Here se leiding gesoek het in besluite wat hy daaglik moes neem. So hy moes gedurig deur, was daar net nooit genoeg geld nie. En hy moes die Here van dag tot dag vertrou. Hy het ook van die kinderhuise in geloof gekoop. Nadat hy God se leiding in gebed gesoek het, en wanneer hy die koopkontrak geteken het, dan het hy gewag dat die Here sal voorsien, en dan die Here een of ander sakeman gestuur, en dan het hulle die geld gebring. God het hom nooit teleurgestel nie. So hy het baie sulke besluite geneem in sy lewe. En dan sê hy, nou hoe het hy die Here se stem onderskei? Hoe het hy geweet, die Here lei hom so of so? Hy gee vir sy eie woorde. Hy sê nommer 1, I seek at the beginning to get my heart into such a state that it has no will of its own, in regard to a given matter. Dat dit vir my nie saak maak, of die Here sê ek moet links gaan of regs gaan nie. Maak glad nie vir my saak nie. Hy sê 9/10 of the trouble with people generally is just here. 9/10 of the difficulties are overcome when our hearts are ready to do God's will, whatever it might be. When one is truly in this state, it is usually but a little way to the knowledge of what His will is. So dis die eerste punt. Dit moet vir jou glad nie saak maak wat die Here vir jou vra om te doen nie. Jou eie begeertes speel dan nie meer 'n rol nie. Die tweede is, sê hy, having done this, I do not leave the result to feeling or simple impression. If so, I make myself liable to great delusions. So hoe ek voel, sê hy, tel nie. En hoe ek in my hart voel, hy sê, as ek daarna luister, dan maak ek my oop vir groot verleiding. Hy sê, that is, I say, I will seek the will of the Spirit of God through or in connection with the Word of God. I say, the Spirit and the Word must be combined. If I look to the Spirit alone without the Word, I lay myself open to great delusions also. As ek net bid dat die Gees my sal lei, dan gaan die duiwel my help. If the Holy Ghost guides us at all, He will do it according to the Scriptures and never contrary to them. En dan die vierde sê, next I take into account providential circumstances. These often plainly indicate God's will in connection with His Word and Spirit. As jy omdat God in beheer is, kyk ek ook na omstandighede, wat God beskik. En baie keer lei dit my om vir my te wys waarheen God op pad is. En dan, na hy deur hierdie stappe is, I ask God in prayer to reveal His will to me aright. En dan vat hy saam en sê, thus through prayer to God, the study of the Word, and the reflection, I come to a deliberate judgment according to the best of my ability and knowledge. And if my mind is thus at peace and continues so after 2 or 3 more petitions, I proceed accordingly. In trivial matters and in transactions involving most important issues, I found this method always effective. Hy het soos Henog met God gewandel, en daarom het hy die groot herder se stem geken. En mense sou so kon sê, George Miller het God se wil geleef, en daarom kon hy God se wil onderskei. As jy God se wil doen, en jy leef in sy wil, dan gaan dit al hoe makliker word, om te kan onderskei, wat is sy wil, wanneer jy voor keuses gestel word. Geliefdes, en as jy in jou een fout, die koninkryk en die wil van God eers stel, om God se wil te doen, sal die Here jou ook lei om sy wil te doen. Wanneer jy besluite moet neem. Hoekom? Want dit is goed en aanneemlik en volmaak in sy oë as jy sy wil doen. Hy wil hê jy moet sy wil doen. En daarom as jy hom vra, sal hy jou wys. Ek sluit met Jesus se woorde in Johannes 10, vers 27. My skape luister na my stem, en ek ken hulle, en hulle volg my. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, Here, ons aanbid U as die goeie herder. Here Jesus, dankie vir die bemoediging, dat U sê, U ken U skape, en U skape ken U, en hulle volg U. U gee ook eintlik die belofte, U sê, U skape sal nooit 'n vreemde volg nie, omdat hulle nie die stem van vreemdes ken nie. Here, help vir ons, om so met U te wandel, om so in die trop naby aan U te bly, dat ons U stem daagliks sal hoor. Gee dat ons tyd sal uitkoop met U woord. Verander ons deur U Gees. Gee vir ons die denkwyse van Christus, dat om die wil van ons Vader te doen, ons hoogste prioriteit sal wees.
Wees U ons genadig, Here. Lei vir ons. Help vir ons. Dat ons U goeie, aanneemlike en volmaakte wil sal doen. Ons bid dit om Jesus ontwil. Amen. Ons gee nou geleentheid vir die opneem